En daai God is jou nog steeds genadig. Jy het nou gesê 'n vriend van jou. Net gesit en hy op daai liedjie speel. Jy sê 'n vriend van jou. Ons is nou bevoorreg, liewe luisteraar, liewe kyker. Jy gaan nou hierdie man wat in die kamer was toe Okkie sterf. Hy was jou Tuabi. Ja, Wat sy naam? Shabba. Shabba. Ja. Luister gou wat Shabba sê. Ek moes so 'n bietjie edit met Shabba se dinge, maar hy het so die hart uit gekom. Hy sê 'n ding soos hy hom sê, maar kom ons hoor gou en kyk gou wat sê Shabba oor presies wat het hy beleef toe Okkie dood daar in die kamer lê. Hey, this house bro, he called us. We vied over there, man. They told us, hey, this is how you kick the bucket. As we double up over there, we came over there. Hey, it's about 1.5 hours or so. It's laying over there, my bro. The people is trying to revive him. The people is crying. Hey, the people is shocked. Hey, how this bro is laying over there? And now the paramedics was trying to help him, except when I tell you, I can't believe the O is laying down on the floor over there. My man is laying there. Next thing, the morgue van is coming over there. Now when the morgue van is coming there, hey, all the people is shaking, hey, how are we going to pick this bro up? How are we going to lift this bro? Except when they came over there, except, hey, God bless that day, my man. The man, he woke up, except. He woke up from the dead. The people got a shock that the others didn't know whether to run or to stand. Because the man is alive again. Praise the Lord. And there's the thing there, oh, man, praise the Lord, so he came right. Then the O is sitting up and he's having a drink after that. Then the morgue van and them don't know what to do now, whether to buy or to park for you. Hey, I don't know, except. That's a miracle, my friend. I never believed that day, except. Hey, man. Praise the Lord. Jy is ingeskakel by jou Hartklop vir Christus radiostasie, Heartbeat FM, en jy kuier saam met my Freek Vermaak en my bedieningsvriende op ons program Basraak. Prys die Here. En ek like dit hoe hy sê, hy sê, hulle het nie geweet hoe gaan hulle hierdie perd uit, hierdie liggaam uit daai vertrek uit dra nie. Ja, maar weet jy praat mos dat daai taal, jy praat daai Saba. Ja, yes. Ja, En daar gaan jy terug in jou liggaam, terug in my liggaam, word wakker. En Almal jubel en skreeu en my vrou raak die pad byster en sy huil en jubel en ek kyk ek weet mos nou nie hoe lank ek het maar net vir my nog 'n whisky gegooi en 'n sigaret aangesteek. dadelik weer whisky en weer sigaret aan. Maar nou dat daai stem met my praat, toe vibreer my hele liggaam. Want die stem, toe ek sê the Lord is my shepherd, I shall not want, toe ek erken dat die Here my herder is. Jy sien wat toe Dawid dit skryf, toe hy daai lied skryf, daai psalm. Ja. Die Gees van God het oor Dawid gekom en ek is oortuig daarvan, die Gees van God het vir Dawid gesê, Dawid, ek is jou herder. Jy sal niks kort kom nie. Amen. Ek sal jou lei na waters waar rus is. En Dawid het dit geskryf, die Here is my herder. Ek sal niks kort kom nie. Toe jy dit bely, toe's daai stem by jou, met die whisky, met die sigaret, ek was dood toe die stem in my gepraat. Ek was 90 minute dood, die lijkswaar het al my lijk kom haal. Toe ek daardie woorde in die Gees sê. En Shabba sê, toe skrik die mense, op tyd gehardloop. Ja, nee, dit Van was hier se wille trip. Die bloed het tot lag geakkumuleer in die onderkant van my liggaam was besig om styf te word. Ek was weg. Ek het wakker geword. Ek was niks, daar's nie skade, daar's nie breinskade nie. Ek kan sit en praat. Yes. Maar daar het 'n stem deur my gepraat, Freek, daardie aand, nou, wat as jy woorde kon proe, dis hoe woorde sou proe. As jy woorde kon ruik, dis hoe woorde sou ruik. As jy woorde kon voel, as dit 'n gevoel het, dit jou hele liggaam is een met die woord. En die stem het gesê, you shall not want death now. En toe word ek wakker. Tjoh, dis nou soos verander as 'n program besig om te lewe, jy is nie besig om te sterf nie, en jy het toe gesterf. Dis wat, ja. Sê gou vir my, en wat toe? Kon jy slaap daai aand? Glad nie, ek het nog 'n bietjie gedrink en so met ouens gekuier en toe mense nou begin weggaan en niemand weet wat gaan aan nie, maar die ouens is wil nie aan jou vat nie, niemand wil aan jou raak nie, my vrou was bang om aan my te raak. Ja, kan dink. En ek het nie 'n Bybel gehad nie. Ek het nie Jesus geken nie. Ek weet nie wat gaan aan nie. Daar's nie asof ek iemand kan bel en vra nie. Ek het toe gaan lê en omtrent 10:00 die oggend het ek opgestaan. En ek loop toe kombuis toe en ek is toe op daai stadium verskriklik dors. Net dors. En ek gooi toe vir my 'n dik whisky in. En ijskoue soda water en ek haal 'n sigaret uit die pakkie en Jackie sê vir my, ek dink dit is 'n goeie idee dat jy nou drink nie. En ek sê, nee, maar ek's alright. En ek het die eerste slukkie gevat, toe ek die sigaret aansteek. Toe val ek om. En toe lê ek in my kamer in vrot soos 'n lijk vir 3 dae. 3 dae lank.
dat my bure en my vrou my liggaam gewas het, ek het gestink soos 'n dooie lijk. Jy kon nie beweeg nie. Kon nie beweeg nie heeltemal. En weet jy, ek het die verskriklikste dinge gedoen in my lewe. En in daardie 3 dae het al hierdie goeie soos 'n movie afgespeel in my geestes. Ek kon hoor wat ouers, ek kon nie pyn voel. Weet jy, ek het 'n verskriklike siek ding gedoen as ek iemand vermoor het of iemand is nou besig om dood te gaan. Het ek seker gemaak ek sit op hulle borste en dat hulle my gesig sien as die laaste gedeelte. Of hy nou vir sy ma smeek of en mense weet dat ek het dit al getuig in die hof ook. Ek wou gehad dat jy moes hierdie gesig sien. Hierdie haatdraande gesig met die gelaasgewys. Ek kon voel wat daardie mense deurgaan. Ek kon hulle vrees voel. Ek kon voel hulle blaase gaan. Ek kon voel hulle lewens uit hulle uitgaan. Ek het saam met ouers se lewens gestaan by hulle grafte by hierdie kinders. Ek het kon sien die grappies wat ek vertel het van Jesus. Al die vieslike goed wat ek in my lewe gedoen het teenoor Jesus en sy kinders is vir my gewys. Daai 3 dae. Daardie 3 dae. En elke nou dan het iets my so ek het gevrot soos 'n lijk, vrot. Ons moes 'n nuwe matras koop, ons moes 'n nuwe beddegoed koop, maar jy kon nie daai reuk, daai dooie vrot reuk uit my kry vir 3 dae. En na 3 dae toe die pastoor wat my nou gelei het na die Here toe en my gehelp het om te verstaan oor hierdie ding gaan 'n groot evangelist. Hy stuur vir my 'n SMS. Ek het nie eens 'n smartphone gehad nie, want dit is krimineel, ons nou maar alles cheapies en trouwys. Toe word ek wakker met 'n SMS wat daai man vir my gestuur het, gehoor ek hoor jy het gebed nodig. My naam is en ek word wakker. En ek het gaan bad. En toe ek uit die badkamer kom, toe sien ek my vrou bly net vir my kyk en ek dink, wat gaan aan? Sy sê vir my, jy het klere in jou oë. Want vir jare was my oë donker, swart, ja, donker, duister, ja. Dit ek nuwe vensters van jou nuwe kleur oë gekry en my stem het verander. Ek het 'n nuwe stem gekry. Dit was nie meer hierdie diep donderende, vreesaanjaende demoon wat deur my gepraat het. Dis okkie. So OJ was weg, hy is dood, hy het gesterwe en lywe neergelê, Here aanvaar, wakker geword, 'n nuwe creation, 'n new creation, 'n nuwe mens. Tog het ek nie die sondagsgebed gesê nie, ek het nie 'n Bybel gehad nie, ek het nog steeds 'n Koran in my huis gehad, ek het nie Jesus geken nie, ek het nie geweet eers verstaan dat daar so 'n groot liefde is wat so onvoorwaardelik niks van jou wil hê behalwe jou sonde nie. Ja.